uitlig nie. Net wanneer ons kom by die gebede. Ons het weer Sondag so bid en vra vir vreedvolle optogte. En ek dink dit het redelik vreedsaam verloop. Waarvoor ons dan ook die Here baie dankie kan sê. Verjaarsdag. Ons wil vir al die mense Godstryks seën toewens op die jubileumsjaar. Alhoewel ek vermoed is nie een van hulle hier vanoggend nie, Henning Diedriks, Melissa Vermeulen, Cindy en Sanne Spanberg en Nicole Nassie. Ek weet nie is een van hulle nie, ek weet nie of ons het gister, weet ek die, het is 'n bijeenkomst gehad van al die bedienaars en die mentors. Mentors is nou die ouens wat die bedienaars bedien. Toe een van die ouens daar opgestaan en sê, maar ons het verkeerd op die verjaarsdag van die mense in die kerk te wees. Ons moet die verjaarsdag van almal wat by die kerk is, wat in die omgewing bly wees. Dis die manier waarop ons dan die omgewing betrokke raak, maar dit klink vir my nie heeltemal haalbaar nie. Potjie kos, einde van die maand. Anton, jy soek nog 'n paar mense wat kan potjie maak? Ons sal een of twee. So nog so een of twee mense wat 'n potjie kan maak, wat jy daar nog vir Anton gee asseblief. En dan die bazaar, as jy 3 Oktober bly verskriklik ver en dis om die draai, dat ons dan ook ons voorbereiding vir hierdie groot gebeurtenis sal doen. Dit word hier alles gevra. Maar net vir die broer sê, die artikels vir die wit olifant beteken nou nie hele vrouens ook. Kom ons doen ons lofprysing. Ek het eers gevra dat hy toch vir ons weer die baie mooi lied moet speel door God se genade alleen. As die son se laaste strale deur die doringbome skyn in die verte waarop winde die rooi geel stof omheen, staan ek stom verbuister nader met my oë na bo gekeer, vind ek vrede in my Vader, my Heer. As die storms eers verby is en die wolke breintjies maak en die druppels strome water en die droë volle raak, sing my hart erlied van vreugde, reik my hande self na bo, weet ek seker dat ek in my Vader glo.
Toetrede liefdes, ek wil kom stil word voor U. Kom oopmaak vir die Gees Heer, as ek my vraag voor U kom neer. Want soveel mense sterf sonder Jesus, soveel mislei na die ewige dood. Daar soveel oorvloed, selfs geen rykdom, ander ly en hongersnood. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders, wat nood en lyding glad nie verstaan, wat van die mens, wat stikkend en seer is, wat van die een, wat eensaam vergaan. As ek dan vra, Heer, waar is die liefde, moet ek erken, dat jy nog by my, hier in myself soek, stap ek gevoelloos, by nood en seer van mens, van hy. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in die nood U hande te wees. Ek gee myself aan U as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor U, net soos Jesaja, raak my nou aan met U heilige vuur, sodat ek oral U liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. Die Here Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Amen. Liefde gemeente, genade en vrede vir U van God ons Vader en Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Ons lofsang is lied 464, ons sing daarvan die eerste en die 4de vers. Amen.
eerste plek om getrou te wees aan sy wet. Weet wat hy vir ons gegee het? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Kom ons sing in die 239 vers 1 en 3, waar ons bely dat ons hierdie wet nie altyd getrou nakom nie. Dan bly ons staan vir die belydenis en daarna sing ons die 245 vers 1.
23. Volgens mij heeft u ook dat bid ons samen. Almachtige God en Hemelse Vader, op hierdie koue oggend is ons harte warm, omdat U vir ons weer eens toelaat om ons gelowiges by mekaar te kom, om vir U te kom aanbid, om U naam te kom loof en te prys, om U naam te kom groot maak. Baie dankie Here dat ons vanoggend by mekaar kan wees, ook om te sing van U genade en van U getrouheid. Soveel maniere, Here, waarop U getrou is, wanneer U met ons as mense werk. Here, ons klaar dan vanoggend, omdat dit so koud is, maar dit is ook teken van U getrouheid, want die seisoene op mekaar wat volg, sodat ons kan lewe. Baie dankie, Here, dat U ook getrou is, wanneer U deur U woord met ons praat, wanneer U deur U woord vir ons lei, om die regte pad te loop. Daarom, Here, is ons gebed vanoggend dat U ons harte sal stil maak, sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê, en dat U dan ook vir ons die krag sal gee om dit te gaan doen. Ons vra dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, en waarna ons vanoggend weer kan kyk, nederigheid en selfbeheersing. En sulke dinge het die wet niks nie. Ons lees net tot sover. Soos wat ek nou ouer word, kom ek agter dat ons wat dominees is, ons is eintlik 'n verskriklike snaakse spesie. Want ek sou nou eintlik vanoggend kom begin en te sê, waar is die mense, hoekom is die mense nie in die kerk nie? En dan preek ek oor die mense wat nie in die kerk is nie, en ek preek vir die mense wat nie in die kerk is nie, wat nou vir my heeltemal reg lyk. En daarom wil ek vanoggend 'n bietjie die prentjie omdraai, wil ek juis praat met die gewone klompie getroue lidmaat, wat ons weet elke Sondag hier gaan wees. Ek wil nou nie vir u sê dankie daarvoor nie, want iemand dankie is so kerk toe kom nie, maar ek wil tog 'n erkenning gee vir u wat gereeld elke Sondag op die plek sit. As jy nou op die plek sit, want dit maak vir my baie maklik, as ek kom hier van vooraf, dan weet ek wie is hier en wie is nie. Ons het nou gelees van die vrugte van die Gees. Dit is vir my baie interessant, as ek hier oor die vrugte van die Gees lees, dan lees ek niks van vreeslike spreek en tale en groot genesings en baie mense wat tot bekering toe kom nie. Die goed van die vrugte van die Gees wat hier genoem word, is doodgewone dinge van elke dag. Nou weet ek, ons in die NG Kerk, ons maak nie so vreeslik baie van die vrugte van die Gees nie, veral nie van die Gees self nie. Ons is op ons al bang is. En as 'n mens sê, jy is met die Gees vervul, dan staan ons 'n bietjie terug. Maar jy moet maar terug staan vanoggend, want die wat hier is met die Gees vervul. Want dit staan hier in Galasiërs 5 vers 22, as jy getrou is, dan dra jy die vrug van die Gees. Dat mense vanoggend wat sê, maar ek is nie, ek dra nie, ek is nie vervul met die Heilige Gees nie, ek is nie een van daai ouens nie. Ek wil vir die sê, as jy getrou is, dan draai jy die vrug van die Gees. Ek het nou my telefoon uitgehaal, en nou soek ek 'n ding wat ek nie kry nie. Ek het ons gesê, ek was nou daar by die bijeenkoms van die bedienaars en van die mentors gistermiddag.
Dus skakel ons oor die genoemde college, toe praat hulle met Dominee Jaco, ek het nou sy van vergeet, maar dis die ou wat verantwoordelik is vir die opleiding van die bedienaars. En het daar gepraat het, ek die mense dat ek nog vra, en toe was het nou my groot Marie Toege, ek ken mekaar nog net so 50 jaar, en wat toe nou daar gaan sit en gaan vra, die opleiding van die bedienaars, hoekom die grondtale? Grondtale is Hebreeuws, waar die Ou Testament geskryf is, en Grieks, waar die Nuwe Testament geskryf is. Nou ons moes dit nog gestudeer het, ons ou dominees, Grieks 2, Hebreeuws 2, anders het jy dit nie gemaakt. En toe sê hy, nou een paar van die ouens sy asem weggeslaan het, en ek sê dat hoor hoe snak hulle na asem. En wat sê Jacob? Vraag vir ChatGPT. Vraag vir hom, sê maar jy het 'n probleem met 'n grondtaal. Dan vra jy vir hom, geef vir my Genesis 1 in Hebreeuws en geef my al die werkwoorde en verklaar dit bietjie vir my. Ek glo met so met dit nou net nie so dit ook nou maar gedink, dit is nou maar hoe die moderne mense werk. Maar toe dink ek toch daaraan, ek wil nou vandag preek oor getrouheid. Kom ek gaan vra vir hom, die Griekse woord, getrou. Wat is die Griekse woord vir getrou en wat is die presiese betekenis daarvan? En hy sê dit presies, dit wat ek al reeds geskryf het en al bitterlang moes oplees in boeke en goed. Hy sê, dit hang af van die konteks waarin getrou gebruik word, want die Nuwe Testament gebruik verskillende Griekse woorde. Ek het net Bybel genoem, ek het net gevra van getrou, en hy gaan onmiddellik na die Bybel toe. Hy sê die belangrikste is pistos, ek het dit nogal geweet, die mees algemene woord vir getrou, dit beteken getrou, betroubaar, loyaal, standvastig, geloofwaardig. Dit kan ook gelowig beteken, afhangende van die konteks. En Petrus geloof is om in verhouding te staan met God. Dan noem hy 'n voorbeeld, Matteus 25 sê, mooi so goeie en getroue diensknegt. En hier beteken pistos of getrou wees, iemand wat betroubaar en loyaal sy verantwoordelikheid nagekom het. Getrou, die vrugte van die Gees in Galasië sê getrouheid, Bestoortes, die selfstandige naamwoord beteken getrouheid, betroubaarheid, loyaliteit. Dit beskryf die eienskappe van getrou wees. Maar dan gaan hy nog verder, wat vir my baie interessant was. Hy sê dat dit eintlik 'n dieper betekenis. Die Griekse woord pistos gaan verder as om net 'n belofte na te kom. Dit dui op iemand wat loyaal bly, wat betroubaar is, wat sy woord hou, standvastigheid, volhard, waardig om vertrou te word. Wanneer die Bybel sê God is getrou, beteken dit dat hy volkome betroubaar is, nooit sy beloftes verbreek nie en altyd doen wat hy gesê het. Wanneer gelowiges opgeroep word om getrou te wees, beteken dit dat hulle volhardend loyaal aan God moet bly, selfs onder moeilike omstandighede. Wat ChatGPT vir ons sê vanoggend oor getrouheid. Nou kom ons gaan kyk bietjie verder na hierdie vrug van getrouheid waarvan Galasiërs 5 praat. So wanneer ons dit wil doen, dus met al die vrugte van die Gees, dan moet ons teruggaan na die Bybel toe. Ons moet teruggaan na God toe. Want die vrugte van die Gees het hulle wortel in God. Terug na die skrif toe om te sien hoe God self, God die enig daarin geopenbaar word. En wat sê die woord van die Here vir ons? Getrouheid.
Gees werk. Die feit dat God trou of getrou is seker die ding wat die meeste in die Bybel geskryf word. Daar is so baie plekke waar vir ons duidelik verstaan word dat God getrou is. Ons kan meer die hele Bybel werk. Ons kan begin by die skepping. God is net alles visioneer, toe skep hy die aarde en die hemel en alles. Dus kan skep hy die mens waarvan hy gesê, dit is goed. Nie die mens wat hy goed geskaap het, word ontrou aan God. En God bly by sy belofte, hy bly getrou. Dan kan ons die moederbelofte, slang sal jou die haar skep, wat het jy soos sy kop vermorsel. Want God vat nie hierdie twee mense en slaan hulle met weerlig onmiddellik dood nie. Hy gee hulle 'n tweede kans, want hy is getrou. So kan ons kyk, Kain en Abel. Kain staan vir Abel dood. By ons wat so nogal ready vir die doodstraf. Kain wat nie vir Kain dood nie. Hy is getrou en hy gee hom weer 'n kans. En so kan ons die hele Bybel werk. Genesis 6 word gesê die seuns van die seuns van die mense, die seuns van die gode het getrou met die meisies van die mense en daar het 'n volk ontstaan, totaal geheel en al goddeloos is. Tot so 'n mate dat God gesê, hy is jammer dat hy die mens gemaak het. Maar hy vernietig nie die mens nie. Noag sit die mens geslag oor. Genesis 11, toren van Babel, waar die mense weer begin arrogant word, het gesê, dat het sonder God daarop, verwaar hy hulle tale. Manier waarop God getrou is, wat altyd nie so mooi lyk nie. Nou kan ek aangaan, die hele geskiedenis, Abraham, hele geskiedenis van Abraham, hoeveel keer hy ontrou was en wat hy alles gedoen het, en God wat getrou gebly het, het hom 'n belofte gemaak het, jy gaan 'n seun kry en jy die seun gekry. En dis juist ook in die Abraham verhale wat God kom en hy sluit 'n verbond met die mens om sy getrouheid te bevestig. Ek wil vir jou 'n God wees en jy moet vir my 'n kind wees. En dit sien ons reg deur die Ou Testament. Moses, voor Moses se tyd, die 10 plaae, waar God getrou is, want hy sê, ek het gehoor my volk huil en hulle roep na my en ek red hulle uit. En hy gebruik Moses daarvoor en trek hierdie woestyn. En hierdie volk is opstandig en Moses kry swaar met die volk klaar. Maar Moses bly getrou om hierdie volk te lei tot op die punt waar hy ook maar so ontrou gewaar word dat die Here ook sê, jy gaan nie in die beloofde land in. Selfs nadat die Israeliete oorwin is, Jerusalem platgeslaan is en die volk in ballingskap gekom het, dan lees ons in Klaagliedere, dit is die goedertierenheid van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartigheid het geen einde nie. Hulle is afgeworde nie, die trou is groot. God bly getrou aan die mens. En ek dink God bly getrou aan die mens, veral wanneer ons deur moeilikheid gaan, deur probleme moet gaan. Psalm 23 sê dit my, al gaan ons deur die donker dieptes. Ouer mense sal die ou vertaling onthou, al gaan ek deur die dal van dooskade weet, dan sê God, ek sal saam met jou wees daardeur. Jesaja 41, al gaan jy deur die rivier, al gaan jy deur die vuur, dit sal jou nie oorstroom nie, want ek is saam met jou. Alles blyke van God se getrouheid. Maar ek dink die grootste teken of blyk van sy getrouheid is toe hy sy eie seun gestuur het om aan die kruis te kom sterf vir ons sondes. God is getrou, sê Paulus in 1 Korintiërs 1. God is getrou deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy seun Jesus Christus, ons Here. 1 Korintiërs 10 volgende hoofstuk van Paulus skryf en hy sê,
God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Paulus skryf aan die Tessalonisense, hy wat julle roep is getrou. Weet jy verder, die tweede brief van die Tessalonisense skryf hy, maar die Here is getrou, hy sal julle versterk en van die bose bewaar. Skryf van een van sy ander leerlinge in Timoteus, 2 Timoteus, as ons ontrou is, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloor nie. En dit wat vir God geld net so vir sy seun. Jesus was getrou in alles wat hy kom doen het hier op aarde. Maak die saak swaar gekry het. Verloon deur sy eie disippels. Versoek deur die duiwel in die woestyn ingelei. Maar hy het getrou gebly. En aan die einde van sy lewe hier op aarde kom hy sê, die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Nommer 17. So as ons aandag skenk aan die vrug van getrouheid, is dit 'n blou druk, 'n goue standaard waarna die Gees ons terugverwys in die skrif self. As ons terugverwys na God self, wat vir ons 'n voorbeeld is van hoe ons moet getrou wees. En daarom is ons, of behoort ons as lidmate van Christus se kerk, hierdie vrug van getrouheid te vertoon in ons lewens. Ons mag hierin ook sy beelddraers wees hier op aarde. God is getrou. Hy verwag van ons om getrou, betroubaar te wees. Mense met integriteit, mense waarop staat gemaak kan word, mense wat getrou is aan hulle woord, wat doen wat hulle beloof, en dan nie net een keer nie, maar volhardend oor 'n lang periode. Mense wat jy nie elke slag hoef te kontroleer nie, mense waaroor jy nie hoef te wonder, as hulle laasweek 'n goeie job gedoen het, gaan hulle dit nou weer volgende week doen. Mense wat sy uitsette betroubaar is op dieselfde standaard striktertyds. Ongelukkig is in die tyd waarin ons leef sulke mense redelik skaars. Die mens van vandag is net betroubaar omdat dit door homself gaan. Alles wat vir hom reg en goed is, daaroor sal hy getrou wees, maar nie dit wat die Here van hom verwag nie. Nou, of iemand getrou is of nie, word eintlik eers duidelik in tye van teenspoed, van swaar kry. Dan sien 'n mens of iemand regtig getrou is. As dit alles goed gaan, is dit maklik om getrou te wees. Ek praat van Moses, ek praat van Paulus, van hulle getrouheid. Kyk hoe dit met Moses gegaan, hoe swaar het hy gekry, toe hy die volk in die woestyn gelê het. Kyk wat het met Paulus gebeur, nadat hy tot bekering gekom het, hy is skipbreuk gelei, en hy wou moederlik gelei, gooi, hy is in die tronk toegesluit, maar hy het getrou gebly. In hulle lewe is dit duidelik, wat Christus se Gees in sommige mense lewe kan wegkry. Want hulle was ons voorbeeld van getrouheid en loyaliteit. En weer eens, ook dit was 'n voorskadeleer, as ek dit so kan noem, 'n prototype van ons Here Jesus Christus. Net soos al die ander vrugte van die Gees bly getrouheid nie ongesien nie. Vraag is vanoggend, slaag ons die toets van getrouheid in ons lewe? Want ons moet in die samelewing bekend staan as mense wat getrou is. Omdat ons lidmate van die kerk is, omdat ons die Gees van God in ons het. Gister by die bijeenkoms het weer baie duidelik na vore gekom, dat jy
is nie net kerk wanneer jy getrou kerk te kom en elke Sondag die oggend sit nie. Jou getrouheid begin eers wanneer jy daar agter die deur uitstap. Want jy moet in al die verbande waar jy is, moet jy bekend staan as 'n mens wat getrou is. Getroue toewyding by die verbande waar ons geplaas is, en ek noem net 'n paar, maar ek dink daar's nog 'n hele paar ander. Getrouheid in jou huwelik. 50% tot 60% van huwelike land in die egskeidinghof. Wat is voorbeeld van getrouheid? Getrouheid in jou lewensmaat, getrou in jou beroep, getrou teenoor jou kollegas, getrou in jou familie, getrou in jou gemeente, getrou daar waar jy woon. Getrouheid is nie 'n deeg wat in die moderne samelewing koester. Ek het nou die een voorbeeld genoem, kan nog baie ander noem. Maar broer en suster, dat dit veral oor jou gesê kan word. Wie jy ook al is, waar jy ook al woon, watter werk jy ook al doen, dat daar bovenal vir ons gesê kan word, dat ons getroue diensknegte was. En dis opvallend, hoe dikwels hierdie getuies oor gelowiges in die Bybel gegee word. Kan 'n paar noem, Tychicus, die geliefde broer, en getroue dienaar en medediensknegt in die Here. Silvanus, die getroue broeder. Timotheus, wat my geliefde en getroue seun in die Here is. Onesimus, die getroue en geliefde broeder. Al hierdie mense het bekend gestaan as getrou. Trou in hulle diens aan God, maar ook getrou, betroubaar in die verbande met mense waar hulle gestaan het. Kan vanoggend met opregtheid sê, getrouheid groei, daar waar die Gees werk. Amen. Almagtige God en hemelse Vader, baie dankie dat U groot liefde vir ons en U genade vir ons en U getrouheid vir ons, dat U vir ons ook dit moontlik maak om getrou te wees. Die eerste plek getrou in U, maar ook getrou in al die verbande waarin U ons geplaas het. Dankie Here dat U Gees juist vir ons daartoe help. Daarom Here wil ons vra dat U ook vir ons sal toelaat, dat ons ook ons lewens sal oopstel sodat die Gees daarin kan werk en vir ons getrou kan maak aan onsself, aan die medemens, maar ook aan U. Ons vra dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Gemeente kry nog lente om die Here te dien met hulle offergawe.
Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by almal van ons wees